Ja, baie dankie. Mense gevaar dit as 'n vanselfsprekendheid, maar dit is nie. Net so ook met ons koster, en data operateer, blogging operateer, klank operateer, wie weet wat nog. Dis nie vanselfsprekend. Geliefdes, baie welkom, ek het nog nie vir die klok van almal groet nie, maar mag het ook vir julle baie gesondheid en 'n geseënde oggend wees, waar in die woord van ons regtig 'n bietjie lei en stimuleer. Ek was gisteroggend, het ek die voorreg gehad om daar in Windhoek te wees by Rietfontein gemeente, waar Yuri Nel, een van ons gemeentelede, te rustig gelê is met sy begrafnis en gisterand 'n wonderlike geleentheid gehad om ook 'n huweliksdiens te kon bywoon, dit te kon hanteer. So die Here is vir ons goed, die Here gee vir mense baie geleenthede. En ek sê elke keer staan mense verstom oor wat die Here doen met sy woord. En mag dit ook vanoggend hier gebeur. Ek het gisterand en ek het dit al dikwels vir julle gesê, dit wat u ontvang kom nie van my af. Daarmee wil ek nie sê dat 'n prediker nie 'n verantwoordelikheid het nie, maar dit kom nie van my af. Want tussen my en God gebeur daar dinge, tussen my en u gebeur daar iets. En dit wat God in jou hart laat gebeur, dit weet ek glad niks van. Want ek weet nie waar pas dit in jou lewe in, wat die Here vandag vir jou wil sê. So dis 'n geweldige proses, wat ook nie ophou as ons hier amen sê. Dis 'n proses wat aangaan en aangaan en aangaan. En daarom is dit God wat self sy koninkryk bou. Daar in Markus 16 staan daar 'n mooi woord wat sê, en God was ons medewerker. Nou, as dit nie so is, dan dink ek mors ek my eie tyd en 'n klomp van ons. So, u sit vandag hier, omdat u bereid was, en ek prys die Here daarvoor. U het vanoggend besluit om op te staan, om saam met die kinders te kom aanbid. U kon vele, klomp ander goedes gedoen het, maar u het die behoefte gehad om hier, om die woord van die Here te kom sit. Dis alreeds 'n wonderwerk. Dis alreeds Heilige Gees, 'n Heilige Gees aksie. Kom, ek het so een en ander afkondiging wat ek graag met julle wil bespreek. Ek hoop julle het die afkondigings gekry. Op die eerste bladsy is daar 'n boodskap vir mamas, vir pappas, vir kleuters, vir kinders, vir ouer mense en vir ou mense en vir jong mense, waar ons vir mekaar sê, kom ons konsidereer mekaar weer. Dat ons met ander woorde hierdie atmosfeer ook beskerm. En daarmee sê ons, alle kinders, van die kleinste tot weet julle, is altyd welkom. In hierdie gemeente, die Here vir ons van die begin af daar het moed gegee om 'n ruimte te skep waar almal welkom is. Maar ons vra net vir mekaar, kyk net 'n bietjie na die kindertjies, as hulle 'n bietjie lastig raak of 'n bietjie wild is die oggend, dit gebeur mos maar. Sommige oggende rustig, ander dae is dit maar, dan is dit pa, jy sien ons op die daar loop hierso. Ons wil net vir julle sê, ons het baie begrip daarvoor, maar kom ons help ook mekaar daarmee. Hier's 'n paar mense hier met gehoorapparate wat nie lekker kan hoor as daar te veel ander agtergrondgeluide is. Ek sê dit met respek, ek sê dit met liefde. Iets anders ook, dat ons self ook maar konsentreer op wat hier gebeur. Ek dink daai boodskap is mooi duidelik. Ek bly saam met die op. Oor 2 naweke is dit Paasnaweek. Die Here het op altyd daarin geslaag om van dit in die gemeente 'n groot gebeurtenis te maak. Die donderdag aand 6:00 het ons nagmaal. Dan die Vrydagoggend 7:30 is daar die kruistogte. Een van die hoofhek af, een hier bo van Hoekland Heights af, hier deur die meethuise, en dan een hier op die draai van Swartwit pensies, mense wat hier verder aangaan. Maar dit hoef nie weer te gebeur. Dis my groot vrees in enige gemeente dat 'n mens sal vassteek by dit wat jy doen en nie meer luister wat die Here wil hê jy moet doen nie. 3 jaar gelede, 4 jaar gelede, die Here het ons vir hom gevra, is dit reg? Moet ons dit doen? Ons het daai duidelikheid ontvang. Die vraag is dit nog reg? Of is daar een van u hier wat 'n ander inspirasie het? Wat ek byvoorbeeld al dink is om te sê, goed, daai Vrydag is dit altyd koud. Maar ons kom 8:00 by die kerk by mekaar. En dan stap ons om die kerk, stap ons 'n Via Dolorosa. Dis 'n ander inspirasie. Miskien uit tot daar by die veldjie en weer terug, soos 'n mooi sirkelroete.
maar dat daar 'n sekere punte is met stasies waar ons op die woord van die Here stil raak en so die Via Dolorosa saam met Christus loop. Ek weet nie. Kom ek gee vir die geleentheid tot volgende week om daaroor te bid, daaroor te dink en ons my e-posadres is bekend en dat ons met mekaar kommunikeer en dat ons hoor watter inspirasie gee die Here. Ons gaan nie net bestaan nie. Ons moet groei, ons moet ontwikkel, ons moet die heerlikheid van die Here Jesus ontdek. Ons moet God ontdek. Dit moet vir jou 'n belewenis bly. Reg. Ek bly om. Hier daarso net onderkant daardie Paasnaweekse program is daar die persone vir wie ons voorbidding vra. Ek sien nie vir Madeleine Pieters op vandag hier nie. Ek het net nie onlangs met haar gepraat nie. Haar ma is baie siek onder die Kaap. Dan wil ek gou vir u vra. Daar in die middel van die bladsy staan iets spesiaals vir God. En julle ken dit. Maar weet eens, as die Here nie wil hê ons moet voortgaan met die bediening daar onder die Boesmans nie, sê dit. Dan los ons dit. Maar as die Here mense stuur wat 'n roeping van die Here ontvang het om die evangelie daar te gaan bedien, dan gaan ons voort. Daarom staan daar iets spesiaals vir God. Wanneer laas in jou lewe, of het jy al ooit in jou lewe iets werklik spesiaals vir die Here gedoen? Daar's verskeie forme daarvan. Maar moontlik is dit jou spesiale ding wat jy vir die Here hierdie jaar wil doen en moet doen, om te sê, Here, ek gaan my vanaf die 4de Julie, die oggend 1:00 tot en met die 13de Julie gaan ek myself vir u gee. Gebruik my. Vrouens, kinders, ons vat kinders ook saam, ons vat tieners saam, luister goed, ons vat almal saam wat deur die Here geroep is om te gaan. So, Gili, ek weet jou gesondheid is nie altyd lekker, maar dit kan wees dat die Here vir jou ook sê, kom saam. Dit is weer eens 'n gestuurdheid. Dan, die volgende bladsy is die besonderhede rondom die bazaar. Nou, geliefdes, hier is al mooi energie rondom hierdie saak. Ons gaan weer eens ook nie maar sommer net weer 'n bazaar reël of weer 'n bazaar aanbied. Die passie moet daar bly. Die energie, die gefokustheid moet daar bly. Ons moet verstaan hoekom ons dit doen. En daarom vra ons daar, ons het die blokke ingedeel by verskillende funksies, hier en daar is daar 'n individu. Jy kan by jou blok invang, val eers by jou blok in, laat jou geestelike leier jou oproep vir 'n vergadering, ons het vanmiddag al by R2 tot 'n vergadering. En as jy dan daarna voel, maar jy het jou kant gebring, waar jy het 'n passie om koeke te bak, of terte te bak, of lekker goed te maak, kom doen dit vir die Here, asseblief nie vir die kerk, ook nie vir die geldkas, maar op 'n ander manier iets vir God, ook dan iets spesiaals. Ek dink dit is 'n mondvol. Ons kan eers daarmee volstaan. Die res van die afkondigings moet jy asseblief maar bestuur. Weet jy, Here is so groot. En kom ons sê vir mekaar, wanneer 'n mens se omgewing dikwels anders is as die normale, dan is dit nogal asof die mens God eerder daar ontmoet. Daar ons eie sitkamer en eie kombuise, eie kamers en studeerkamer, daar gaan dit maar wild en daar's altyd maar geluide en dinge wat jou pla. Kom ons gebruik vanoggend hierdie ruimte wat die Here vir ons geskep het om tot stilstand te kom. Dis baie gevra want jy sal klaar by Maandag, ek weet dit. Maar kom ons kom net 'n bietjie tot stilstand. En kom ons gaan sit rustig aan die voete van die Here. Ons sit in die gemeente ook met jong mense, postmoderne mense, postmoderne mense, maar ons sit ook met ouer mense. Daarom sit ons ook met die liturgie. Het ons dan soms heeltemal 'n nuwe liturgie, ander keer weer 'n bietjie meer 'n tradisionele liturgie. Maar ons is lief vir mekaar. Ons is lief vir mekaar. Ons is saam lief vir die Here. Kom ons akkommodeer mekaar ook daarmee. Kom ek bid saam met U.
Hemelse Vader, deur Jesus Christus tot U, wil ons vanoggend vir U dankie sê. Dankie dat ons vanoggend hier kon instap en gesamentlik U teenwoordigheid in mekaar kon beleef. Dankie Here, dat U vir ons hierdie voorreg gee om saam te kan kom sing, saam te kan aanbid, saam te bid, saam om ons skuld en sonde te kan bely, saam ook ons voor U verootmoedig. Maar Here ook, dankie vir die voorreg om saam te kom luister na U woord. Ons vra, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U ons vanoggend ook sal seën. Want U is by die begrafnisse, U is by die troues, U is oral, U is ook daar waar U woord bedien word, ook vandag hier. En ons bid, Here, dat U self vir ons sal seën. Vra dan nou, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U vir ons as U gemeente sal seën met U liefde, met U vergifnis, sal seën met genesing, sal seën met vernuwing, met heiligmaking, met geloof, dat U ons sal seën met genade. Tot eer van U naam. Amen. Kom ons sing lekker saam. Die van U wat nie wil lang staan nie, bly net so sit, maar kom ons staan en ons sing 'n paar lofliedere tot Sy eer. Amen.
alle nasies, gaan die kans sien vir die Latyn. Ons gaan hy Latyn ook bietjie sit, Afrikaans, Latyn en weer Afrikaans. Kom ons sit dit saam. Kom ons sit en ons doen dit bidend. As jy vanoggend vir my sou vra, wat verwag die Here van 'n mens? As iemand jy sou vra, wat beteken dit om tot eer van die Here te leef? Dan dink ek sou 'n mens die woorde in Romeine 13 kon gebruik. Hier in Romeine 13 staan 'n baie groot woord vir ons hier as gelowiges, maar ook vir ons in die wêreld. Hoor 'n bietjie hoe hy sê. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Ek weet nie of julle ook al daardie bevryding in julle verhoudings met mense beleef het. Daardie bevryding wat sê, wie jy, ek skuld jou niks, behalwe liefde. Want jy weet, 'n mens staan in verhoudings waar mense verwagtinge het van jou. As jy 'n dokter is en jy is by 'n funksie, dan moet jy gou op die servet tog net 'n voorskrif skryf, want jou het vervang. As jy 'n werktuigkundige is, en as iemand waar ook al wat sy motor foutief is, dan moet jy tog net gevra. As jy 'n advokaat of 'n regsgeleerde is, dan moet jy tog net die saak asseblief bietjie help of raad gee. Daai druk is daar. Of as 'n mens 'n ingenieur is, dan moet jy tog net sê, hoe moet ek my probleem waar ook al probeer oplos? Daai druk is daar binne verhoudinge. Daar's verwagtinge. As 'n mens welgestel is, dan loop jy ook met die druk dat jou familie of jou vriende of wie ook al vir jou iets vertel van swaar kry of van een of ander finansiële behoefte, dan is daardie onuitgesproke druk op jou, jy moet nou help. God bevry 'n mens deur vir ons te sê wat julle mekaar inderdaad skuld. Maak die saak nie. Is liefde. Liefde. Die staan geskryf, wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Met ander woorde ook soos wat ons in die kateksasie geleer het, die eerste tabel of die eerste tablet of die eerste tafel was die liefde vir God. Die tweede tablet was die laaste 6 gebooie wat bedoel is vir jou liefde vir jou naaste. Hierdie woord sê, as jy jou medemens liefhet, voer jy al 2 fasette van hierdie wet uit. Met ander woorde, as ek jou liefhet en jy het my lief en ons het mekaar lief, dan leef ek my liefde teenoor God uit. Daarom sê Mos in 1 Johannes 4, 'n mens kan nie sê, ek ken God en ek het God lief, maar ek haat jou nie. Dit is onmoontlik. Hy sê, al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie oorpleeg nie, jy mag nie steel nie, jy
jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Wat is die crux? Wat is die kern van Christen wees? Dan sou mens moet antwoord. Liefde teenoor God en liefde vir jou medemens. Kom ons staan. Dan waag ons dit om uit genade ons geloof voor die Here te bely. Kom ons staan. En ek wil die mooi is om hierdie belydenis met oortuiging te doen. Met vrede. Want al sou jou gewete jou aankla betreffende die liefde, sê dit nogtans, Here, en sê dit saam met my, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is van die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, ons het hierdie belydenis gedoen, nie omdat ons dit verdien het nie, nie omdat ons vir U 'n guns bewys het nie, nie omdat ons goed is nie, maar ons doen hierdie belydenis omdat Jesus Christus U Seun in ons plek gesterf het en ons kom vry verklaar het van sondes. So Vader, ons wil vanoggend vir U sê, dank U daarvoor. Maar ons wil ook vir U dankie sê, dat ons dit met vrymoedigheid mag sê, ongeag ons eie feilbaarheid, ongeag ons eie onvolmaaktheid, dat ons as gemeente van die Here Jesus Christus, saam met die Christene in Bloemfontein en in die hele Suid-Afrika, maar ook in die hele wêreld en deur al die eeue, hierdie belydenis kon opsê, omdat ons U daaroor loof en prys. Want Here, dit gee vir ons identiteit, dit sê wie ons is, en dit is die genade van Jesus Christus. So as daar vanoggend iemand is, Here, wat dit nie wil sê, wat dit nie kan sê, wat nog weier om dit te sê, vra ons dat U deur die Gees daardie persoon sal oortuig van U liefde. Want Here, dan kan ons ook ons hand opsteek en sê, ek as tienerdogter, ek as tienerseun, ek is jong kleuter, ek steek my hand op en ek wil vir die Here sê, Here, hier is ek, moet my nie miskyk nie. Here, hier is my lewe, hier is my hart. Ek gee myself aan U. Kom red my uit genade, sodat ek ook kan staan en hierdie belydenis kan opsê. Here, ek weet nie hoe U dit reg gekry het nie, maar dankie dat U dit in ons lewens kom reg kry. Amen. Ons maak ons Bybels oop by Genesis 37. Lekker vroeg in die Bybel, Genesis 37. Ons gaan so 'n klein bietjie stil staan by die verhaal van Josef. En ons gaan kyk of die Here daar met ons waarhede en wyshede met ons wil deel, sodat
tienerseuns, tienerdogters, almal van ons kan verstaan, hoe werk die Here met 'n mens? Ek gaan nou nog meer daaroor vertel. Verlede week het ons die vraag gehad, kan God 'n mens vergeet? En ons het op die kansel gehad 'n paar persoonlikhede. Ons het vir Josef gevra en vir Daniel en vir Job en ons het vir Paulus gevra en die antwoord wat die Here vir ons alreeds in Jesaja 49 gegee het, is die antwoord waar die hele huis toe is. Ek het in my omgang met van u, het 'n paar van u vir my vertel hoe dat u daaraan vashou en wat dit vir jou beteken het. En prys die Here daarvoor. Nie die prediker prys die Here daarvoor. Want verlede week op daardie vraag, kan God 'n mens vergeet, kan jy onthou? Uit Jesaja 49 vers 14 en 15 het die Here geantwoord gesê, ek kan jou nie vergeet, want ek is jou moeder. En hy die beeld gebruik dat, as sou hy die vraag gevra, kan 'n vrou die kind wat sy in die wêreld gebring het, ooit vergeet? Ons het gesê, ja, 'n ma kan 'n kind afsteek, en sy kan 'n kind weggooi, maar sy kan nooit vergeet dat sy die kind gehad het nie. Kan 'n vrou ooit die kind wat sy in die wêreld gebring het vergeet? En dan sê die Here, al sou dit kon gebeur, moet dit net bestaan. Ek sal jou as jou hemelse moeder nooit vergeet nie. Nooit. En die beeld net daarna wat hy gebruik het, het hy gesê, ek het jou naam in die palms van my hande geskryf. En ons het gesê, die verliefde paartjies het dit destyds gedoen, deur dan ook jou liefling se naam in die palm van jou hand te skryf. En jy en ek het dit geskryf in die biologieboek, en in die wiskundeboek, en in die Afrikaanse boek. En waar was dit maar vervelig geweest? Wat 'n periode, Miss Jane, met Engels, ek het nooit geweet waar sy nie, en ook matrikeer, omdat weet ek ook nie. Maar ons het ook dit neergeskryf, toe sê die Here, ek is ook jou hemelse minnaar. Ek min jou. Ek skryf jou naam in die palms van my hand. Ek kan jou nie vergeet. Kom ons lees uit Genesis 37. Dis 'n baie mooi verhaal. Daar by vers 1. Jakob het in Kanaan gebly. Die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jonk, 17, toe hy kleinvee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa. Weet jy wie is dit? Ek moet ook erken dat my geheue my bietjie die steek gelaat het, maar as jy mooi gaan kyk, daardie Bilha is die slavin wat Rebekka gebruik het om vir haar kinders te baar. Want sy kon ons verlang die kinders hê. Dit is nadat Lia, die lelike jeetjie, alreeds 5 kinders of 4 seuns in die wêreld gebring het. Toe sê Rachel, gaan na my slavin, gaan na Bilha toe. En toe Jakob 2 seuns by Bilha. Silpa was weer Lia se slaaf. Lia was 'n bietjie Fransig. Sy 4 seuns gehad. Toe sê sy Jakob moet haar slavin toe gaan. Toe verwek hy 2 seuns met die slavin en daarna kry sy self nog weer 2 seuns. En 'n dogter. En dan op die einde is dit Rachel wat wel 2 kinders op 'n baie gevorderde leeftyd kry en met haar tweede kind is sy self dood. Josef en Benjamin. Benjamin se naam is Ben-Oni, wat beteken seun van swaar kry. En toe sê Jakob, nee, toe verander hy dit na iets heeltemal positief, na Benjamin, wat dan sê iets soos, die Here het my geseën, of seun van die seëninge. Kyk 'n bietjie verder. Hy sê, Josef het slegte stories oor sy broers met 'n pa aangedra. Van al sy seuns was Israel, dis natuurlik Jakob, die liefste vir Josef. Die seun wat in sy ouderdom gebore is, natuurlik by sy liefling vrou, Rachel. En daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, luister mooi, het hulle 8 keer van Josef gekry en het hulle
oor hom gesê. Dis lekker huismoeles hierdie. Julle ken dit almal. Ons ken dit almal, huismoeles. Op 'n keer het Josef gedroom en dit vir sy broers vertel. Nou moet jy weet wat 'n posisie het Josef in die huis gehad. Hulle het hom niks gelyk. Nou kom staan hy in die droom. Nou staan hy. Daarom was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind. En skielik gaan staan een gerf op en al die een gerf regop en heel gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. Ons ken die beeld. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning wees. Dink jy dan, jy sal oor ons regeer. Oor sy drome en sy praatjies het hulle 'n nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad en hy het dit vir sy broers vertel. Hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son en die maan en 11 sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel het sy pa hom berisp en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig. Sy broers was afgunstig op hom en sy pa het aan die droom bly dink. Ek kan nie die hele verhaal verder vertel nie of lees nie, maar ons gaan kyk hoe dat die Here vir ons hierdeur neem. Verlede week, kan God 'n mens vergeet? Vandag gaan ek die tema nou met jou deel. Laat toe dat God jou karakter vorm. Of soos wat jy daar op die skerm sien. Laat God toe om jou karakter te vorm. Kom ons sê vir mekaar. Daar is in mense se lewens waarvan ek en jy deel is. Daar is in ons lewens. Is daar baie seer. Daar's baie pyn. Daar's baie verwerping. Daar's baie vraagstukke. Daar is in baie families en in baie vriendekringe en by die werk. Is daar baie spanning. Is daar dikwels baie agterdog. Baie verwyting. En dan mens sou vandag gaan vra, wat is die sin daarvan? Wat is die sin van swaar kry? Wat sou die betekenis daarvan wees dat iemand jou in die rug steek? Of iemand jou in die steek laat? Wat sou die sin daarvan wees dat jou lewensmaat jou verwerp? Of jou kind? Wat sou die betekenis wees daarvan as 'n mens in hierdie lewe seer kry? En tog, wonder mens nog, wat moet jy daarmee doen? Want ek het dit was 'n opgekropte emosie van al hierdie gemors, pyn, seer, wat in mense binneste aangaan. Wat jou siel en jou gees en jou liggaam aantas. En sonder dat jy weet waarom is jy knorrig en waarom is jy te deurgedruk en waarom voel jy soos wat jy voel en is jy soos jy is. Besef ek en jy nie dat dit baie keer hierdie ou goed is wat ons maar saam dra. En dan sê ons vir mekaar baie maklik, ek het dit nou verwerk. Ek is nou oor dit. Ek het dit nou met die Here uitgeklaar. Maar jy krap net so 'n klein bietjie aan die verf, dan staan dit nog steeds daar. En dit is nog daar in jou lewe. Dan lyk dit vir my, en ons moet nie dit vergeeslik nie, maar ons moet die erns daarvan raak sien. Dat die plek waar 'n mens hierdie goed gaan uitklaar en gaan uitstort,
En een van die wonderlikste insigte wat die Here vir mens kan gee, is om te kan raak sien hoe God daardie dinge in jou lewe positief gebruik het om jou en my karakter te vorm. Kyk, kom ons sê, ons is nie eisters nie. Ons is nie van eisters gemaak nie. Maar kom ons sê vir mekaar, dat God is met jou en met my besig, sonder dat ons dit altyd wil erken. Daarom sal jy sien, die eerste punt is baie belangrik, want ons kry dit in Josef se lewe. God kan selfs Josef se swakhede gebruik. Jy moet saam met my jouself 'n bietjie in Josef se posisie sit. Kom ons sê vir mekaar, Josef was net vir sy pa 'n modelkind. Maar Josef het groot swakhede gehad. Josef was 'n snip. Daar staan geskryf, hy was daarvoor bekend, dat hy stories by sy pa gaan aandra. Tweede jongste in die huis, Benjamin is eers veel later gebore, maar hy is die lieflingkind van sy pa, die kind van sy pa se lieflingvrou, en hy word inderdaad voorgetrek. Hy kry alles wat die ander nie kry nie. Hy word op 'n manier hanteer waarop die ander kinders nie hanteer word. En dit het van Josef eintlik 'n mens gemaak wat jy nie van gehou het nie. 'n verwende ouetjie. 'n spoiled brat. Wat is dit die regte woord? Brat. Spoiled brat. Hy's die voortreksel. Hy het altyd sy guns gekry. Sy pa maak vir hom klere wat die ander nie kry nie. Hy word net eenvoudig anders hanteer. As die ander moet veld toe gaan en skape moet gaan oppas, kan ek myself net indink dat die Josef moet net so 'n bietjie mou oor sy seer toon, en dan het sy pa gesê, bly jy maar by die huis wees. Maar luister gou. Wie jy daar gedink dat dit nodig was? Dat Josef se swakhede is juis dit wat God in diens neem en wat hy gebruik om sy doel met Israel te bereik 400 jaar later. Dat hy juis hierdie ouetjie gehard maak in sy huis gesit, sodat hy in God se plan inpas. En God ten spyte van sy gedrag en van wie hy was, ten spyte daarvan dat God hom kon gebruik. Maar dis nie al nie. Sy broers, sy swakhede is ook deur God gebruik. Sy broers was natuurlik jaloers en het hom gehaat. Hulle wou hom doodmaak en het beplan om dood te maak. En toe so op 'n dag weer die veld weer aangestap kom, toe besluit hy, nou, ons is nou klaar met die ou. So hulle jaloesheid, hulle wreedheid, hulle vergeldingsdrang, hulle, ek wil amper sê, hulle minderwaardigheid teenoor hom, het daartoe gelei dat God daardie swakhede gebruik het, weer eens om vir Josef in 'n put te kry en Josef by die Midianiete te kry. Dink bietjie, kom ek vra vir jou. Dink 'n bietjie in terme van die mense in jou en in my lewe wat swakhede gehad het, vir wie jy vandag nog verwyd. Daar's baie. Is daar die pa, of jou ma, 'n broer, of 'n suster, ergens 'n kollega, ergens sommer net 'n buurman of 'n ander mens, 'n skoolvriend of 'n skoolvriendin, wat jou benadeel het, en vir wie jy vandag nog stilweg verwyd. Maar het is belangrik dat ons by die volgende punt ook moet kom. Die tweede een, God het deur Josef se lyding sy doel met en deur Josef bereik. Nou moet jy mooi hoor, ons moet nou mooi luister of mooi dink. Josef se swakhede, sy broers se swakhede, ander mense se swakhede in ons eie lewe.
Nou kom ons uit by Josef, hoe die Here by Josef uitgekom. Kom ons sê vir mekaar. Josef beland in 'n put met die doodsdreigemente ook aan die put. Sy oudste broer Ruben kom en sê, julle kan hom nie doodmaak nie. Op 'n stadium toe Ruben weer daar kom, dis die put leeg, en hy vra vir hulle, wat het julle aangevang? Hy skeer sy klere, en hy sê vir nee man, eers in die Ismaeliete hier verbygekom, toe dit ons op die gedagte gebring, kom ons ontvoer hom, en toe die Midianiete verbykom, toe verkoop ons hom aan die Midianiete vir 'n paar stukkies silwer. Wat gebeur met Josef? Josef beland in 'n vreemde land, in vreemde omstandighede. Weet jy wat doen die God met hom? Luister mooi, hy verneder hom. Hierdie hoogmoedige superseunie van sy pa word tot in die grond toe afgebreek, omdat hy 'n slaaf was, 'n slaaf geword het. Al sy aansien, al sy glamour verloor het. Gaan dreig op die nulpunt van sy lewe en as slaaf dan later aangestel is in Potifar se paleis. Daar word hy beskuldig, valslik beskuldig, dat hy Potifar se vrou wou verkrag en word hy weer in die tronk gegooi. So God is besig om hierdie Josef te brei, want as hy as bedorwe seentjie moes beland waar ek en jy weet waar hy beland, die tweede bevel van Egipte, het hy besmoontlik sy broers doodgemaak toe hulle die eerste keer nog gekom het. Maar die Here breek vir hom af. En hy in sy lewe, weet ek het nogal gewonder, waar in sy lewe, waar op sy lewenspad, tussen al die intriges, waar het gebeur dat Josef besef het, nou het ek vir God nodig. Nou kan ek nie op Jakob staan maak my pa nie, nou het ek vir God nodig. So ergens in hierdie proses, om ons sê, ergens in hierdie proses van suiwering, van loutering, van vernedering, van afbreek, moes Josef God ontdek het. Bes moontlik al onder in daai put, bes moontlik al op die water om weggevoer het as slaaf. So kom ons sê, die Here bestuur jou en my lewe. En of al die seer en die pyn sin maak, ja, dit maak sin. Dan kom ons weer by Josef, as daar dan geskryf het dat die Here sy doel met hom bereik, dan gebeur dit dat die Here vir Josef ophou en ophelp. In Genesis 39 sê, en ek het dit verlede week ook genoem, staan dat ten minste 4 keer, toe Josef in die tronk was, en Potifar se verhaal en so weer, toe staan daar, en die Here was by hom, en die Here was by hom, en die Here was by hom, en die Here was by hom. Daarom wil ek kom na die laaste punt. Waaroor gaan jou my lewe? Dit gaan oor God se eer. En oor God se triomf. Ek weet nie daar Josef se gehoorsaamheid aan God lei tot God se triomf. Hoe werk dit? Hoe werk dit? 'n verbende seentjie wat afgebreek word in die grond, wat deur God weer verhoog word, aangestel word oor die magtigste koninkryk van die wêreld, oor Egipte, tweede bevel. Luister mooi. Sodat God die wonder van die uittog 400 jaar later kan laat gebeur. Die wonder van die uittog, want met die wonder van die uittog bewys God aan die destydse wêreld dat hy magtiger is as al die gode van Egipte en lei hy sy volk daaruit. So kom ons sê vir mekaar, ek weet dit seer, ek weet daar is vrae, ek weet ons kan nie alles verklaar nie, ek weet dit is moeilik om alles te verwerk, maar kom ons sê vandag vir mekaar, verlede week kan God 'n mens ooit vergeet, vandag laat God toe om jou karakter te bou. Dis die woord. Kom ons sê vir jou belangrik is jy as 'n individu vir die Here. Gister met die bevestiging van die bruidspaar of van die huwelik, het dit my nie getref hoe dat God jou as individu, maar ook jou huwelik kan gebruik. En die woord bedien in Johannes 17, waar God sê, waar die Here Jesus sê, deur die eenheid tussen man en vrou,
en die eenheid van man en vrou met God self, straal God sy heerlikheid daaruit. Dan weet jy wat sy doel? Om mense tot geloof te bring. Ek weet dit elementair, maar ek het opnuut besef, die rede waarom ons gemeente van die Here Jesus Christus is om mense tot geloof te bring, en dit gebeur deur dat ek en jy van God leef en werk en van hom praat en hom liefhet en hom dien, en die Here doen die res. Kom dit by Josef se verhaal, kom dit by jou eie verhaal. Ek weet, ek ken nie almal van die verhale nie, maar ons ken daarom redelik mekaar se verhale. Kom ons sê vandag van mekaar, gaan dink weer terug. Kry insig, goddelike insig, en verstaan hoe God al die seer en die pyn en die teleurstellings gebruik het om jou karakter te bou. En verstaan dan hoe God jou en my vandag, ook met ons swakhede, ook met ons sterkpunte, hoe dat die Here self nog steeds sy koninkryk bou. So daar is niks in jou en my lewe, luister mooi, daar is niks wat sommer net gebeur. En wat kan ek en jy doen? Wat kan ons jong seentjies doen? Ons kan vir die Here sê, ons dogtertjies en al die tieners, almal van ons kan sê, Here, ek gaan U vertrou met my lewe. Ek gaan myself in U hande kom oorgee. Ek gaan soos 'n klein seentjie van die dak af in my pa se arms inspring. Want Here, ek vertrou U. Al sien ek dit nie nou nie, ergens vorentoe gaan ek dit sien en beleef. So kom ons vra vir mekaar, sê vir mekaar. Kom ons gooi daai goed weg. Kom ons gooi daai lelike goed weg wat ons so bind. Kom ons kom vry daarvan. Kom ons kom vry daarvan. Kom ons kom leer voor die kruis van die Here Jesus neer. Sê vir hom, Here, hier is dit. My skuldgevoelens, my eie negativiteit oor myself, my eie ootmoed, my wrogginge, my verwyte. Here, kom sit dit hier. Al wat ek wil vir U sê is, vat my en bereik die doel met my. En ons as gemeente, ek sê dit nou 'n bietjie buite die konteks, ons as gemeente moet vir die Here vra, wat is sy doel met ons? En ons moet daai doel najaag. Ons mag nie sit en slaap. Ons moet sit. Nee, ons gaan nie bid. Ons gaan 'n lied sing as gebed. Ons vra vir ons musisië. En hierdie lied, ek vra jou, moet dit nie sing as jy dit nie bedoel. En as jy geloofsmoed het en jy guts, sing dit dan. Sing dit dan, sê vir die Here, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. En ek weet nie wat môre vir my is. Ek is dalk oor môre 'n verlamde mens. Ek weet nie. Maar kom ons sê vir die Here, Here, ek besef vandag, dit gaan nie om my nie. Maar dit gaan om U. Dit het nooit om Josef gegaan. Dit het oor God gegaan. Dit het oor sy verbond met sy volk gegaan. Dit het oor sy liefde en sy vrou gegaan. Want, dit staan in die laaste paragraaf, die Here Jesus Christus moes homself ook kom verneder. Hy moes ook die troon van die hemel verlaat, homself kom verneder, homself in die arms van sy Vader kom neergooi, sodat sy Vader met hom die doel kan bereik en ek en jy gered kan word. Wat is my en jou doel? As dit nie dan ooreenstem daarmee, kom ons sing hierdie lied, doen slegs U wil, net so sit dit. En dan sing ons om 3 maal deur, ek doen, maar die Here vir julle lei. Kom ons sing. Thank you.
kleinseentjies en kleindogtertjies, jong seuns, jong dogters. En ons as gemeente weet ook dat julle maar deur die skommelinge van die lewe gaan, dat julle seer kry. Jy het een keer vir ons hier gesê, dit is nie so lekker op skool nie, maar die kinders is maar naar met mekaar, dat hulle mekaar maar seer maak en sleg maak en so. Ons weet ook, julle as tieners is op 'n baie sensitiewe stadium van julle lewe. Het is maklik om dinge verkeerd te verstaan. En hiermee werk die dinge nie vir jou so uit, soos wat jy gebid het of gehoop het nie. Soms het 'n mens maar spanning in die huis, beklei jy mens met jou boetie of met jou sussie. Soos wat die Bybel sê, kan ook gebeur nie. Ek wil nou vir julle graag. Kom ons staan lekker in 'n kring. Kom ons staan nader toe. Kom ons staan. Kom ons bid. Dierbare Here, hier onder ons staan Frans, Johan en Dorete, tot hier bo by Langsietje. Here, ons weet dat U vir elkeen van hulle baie lief het. Maar ons weet, Here, dat hulle ook maar soms daaroor twyfel. Dat hulle ook vra het, dat hulle ook dikwels probleme het. En daarom, Here, wil ek graag die bloed van die Here Jesus op elkeen van hulle kom afbid. Dat U vir hulle, Here, seuns en dogters, die vertroue en die geloof sal gee, dat U weet wat U met hulle doen. Dat hulle ook, Here, U sal toelaat om hulle karakters te vorm, en dat hulle in alle omstandighede, al gaan dit hoe sleg, dat hulle werklik sal weet, God is besig met my, en ek wil graag hê, hy moet sy doel met my bereik. Here, ek wil met my hele hart glo, dat ook elke seun en dogter hier, hulle lewe vir U gegee het. Ek wil nou bid, Here, dat U dit so sal aanvaar, en dat U vir hulle sal seën, en sal gebruik. My gebed is dus, dat hulle as tieners, as kleuters, hulle as kinders sal weet, ek kan God met my lewe vertrou. Dis die moeite werd om Jesus te volg. Amen. Geliefdes, kom ons sing vir hulle a cappella, laat die Here die seën op hulle daal. Net soos wat die sit of staan, kom ons bid die seën van die Here op ons seuns en dogters toe. Oh
Genesis 45 spreek Josef sy broers vry. Kyk wat insig het hierdie man, tot wat insig het hierdie man gekom. By vers 5 sê, maar julle moet nou nie sleg voel, of bang wees, omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur, om lewens te red. Is dit nie onmenslik mooi? Nou wie toe moet jy vandag gaan, of hierdie week dan gaan, om vir iemand te gaan sê, maar jy moet nou nie meer sleg voel, omdat jy, en dan kan jy maar invul, omdat jy my geruk het met 300.000 rand, omdat jy my vrou afgevat het, omdat jy, en kan vir ons invul, maar jy moet nie sleg voel, want God het het aan my gedoen, staan het, want God het my voor julle uitgestuur, God het my in hierdie proses gered. Ontvang die seën van die Here, en dan sing ons 'n lied wat jy moet staan met te sing, stuur ons Here, gee ons krag, ons sal gaan. Jy sal lekker daarby inval, maar kom ons doen. Ek wil die seën van die Here spreek. O Here, dit wat U vandag van ons verwag, is menslik nie moontlik nie. Het is makliker, Here, om te vergeld as om te vergewe. Het is makliker om jouself te sit en bejammer en te toporiseer en die trauma van die verlede. Maar Here, daar lê 'n toekoms voor. 'n Toekoms waarin U in en deur ons iets wil bereik, iets groots. Daarom is dit ons gebed, dat U saam met ons die week sal ingaan. Vader, dat U ons sal seën en sal help om te doen wat U vra. Jesus Christus, dat U vir ons daardie liefde sal gee, daardie insig, want ook U kon die Vader verwyd. Heilige Gees, dat U Gees sterker sal wees as ons eie vlees en as ons eie gees. Dat ons Here hier sal uitgaan en sal weet, almal om my was maar net instrumente. God het my karakter gevorm en is steeds besig daarmee. Kom ons staan, sing daardie